Dis lekker om weer so by mekaar te wees. Ek wil sê na 'n lang tyd wat ons nou nie aandienste gehad het nie, wat ons ook met 'n kleiner renytjie gewoond geraak het daar in die huis. Ek amper ons kan weer terug wees en ook weer voortgaan. En dit is amper ons laaste aandiens. Ons maak einde van die maand, maak ons so klaar met ons aandiens, soos Desember aanbreek. So ons het nog so 'n paar geleenthede oor vrae wat pla. En as die Here wil, sal ons volgende jaar aangaan met vrae wat pla. Daar is so baie vrae, so baie dinge wat daar nie onsekerheid oor is nie, 'n begeerte om meer te van weet, meer te ken. En daarom vertrou ek dat die Here ook in hierdie tyd naby aan ons sal wees en dat ons beter ook so sy wil sal ken. En dit is wat vanaand se boodskap oor gaan, hoe om die wil van die Here te ken. Kom ons maak die Bybel saam op by Spreuke hoofstuk 1 en ons lees die eerste 7 verse daarby saam. Ek is seker as ek vir u vra, buite na die Here Jesus, wie was die slimste persoon of die wysste persoon op aarde? Salomo. Dit is ook 'n boek deur hom neergepen en neergeskryf. En hier kom wys Salomo vir jou en vir my iets besonders. Hy kom wys vir ons wat is die bron van ware kennis. Is dit om baie te lees? Is dit ondervinding? Is dit om met die regte mense om te gaan? Is dit maar net van nature wie jy is of hoe jy gebore is? Of wys die woord vir my iets anders? Wat is die bron van ware kennis? Spreuke hoofstuk 1, die eerste 7 verse daar gaan ons saam lees. Ek lees vir ons. Die Spreuke van Salomo, die seun van Dawid, die koning van Israel. Om wysheid en tug te ken, om woorde van insig te verstaan, om aan te neem tug wat verstandig maak, reggeregtigheid en reg en regverdigheid, om aan die eenvoudiges skranderheid te gee, aan die jongelinge kennis en oorleg. Laat die wyse luister, dan sal hy insig vermeerder en verstandige sal verstandige gedagtes verkry. Om 'n spreek en beeldspraak te verstaan, die woord van die wyse manne en hulle raaisels. Die vrees van die Here is die beginsel van die kennis. Sotte verag wysheid en tug. Net tot sover die onfeilbare woord van die Here. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir vanaand en die geleentheid dat ons hier by mekaar te wees. Here, dat u vanaand ook wil ek vra ons gedagtes gevange sal kom neem. Dat dit volkome op u gerig sal wees en op niks en niemand anders. Dat u naby aan ons sal trek en dat ons sal kom werk en praat en Here, waar vanaand eintlik so 'n breë, maar tog belangrike vraag in ons eie hart is. Kom wys ons die waarheid en leer ons dit, Here Jesus. Ons bid dit in die heilige naam. Amen. So Salomo leer vir my, wanneer ons kyk hier in vers 7, die vrees van die Here is die beginsel van die kennis. As ek ware kennis wil besit, as ek waarlik wil weet hoe om op te tree, wanneer om die regte ding te sê, hoe om 'n saak of 'n probleem te hanteer, begin dit om die Here te vrees. En soos jy reg weet, hierdie vrees praat nie van om bang te wees vir God nie, maar daai heilige eerbiedige respek. As ek waarlik God vrees, is hy die een wat ek raadpleeg wanneer ek nie weet wat om te doen. As ek waarlik God vrees, sal ek sy wil implementeer in alle fasette van my lewe. Nie wat my pas en gemaklik is, byvoorbeeld by die kerk en by die huis nie, maar ek sal dit self implementeer by die werk waar dit nodig is, of tussen my vriende. Dit is wat ware vrees van die Here is en hoe dit wysheid in jou en my lewe voortbring en dat daar kennis daar sal uitsprei. Romeine 12 vers 2 lig uit en dit sê, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed. Hoekom? Hoekom moet ons daardie oorgawe in ons lewens maak? Dis nou ook 'n vers wat ons gaan aanhaal. Maar hier kom die ware wysheid, sodat julle kan beproef wat die goeie en welbehaaglike en volmaakte wil van God is. Dus ek en u wil weet wat is die wil van God, begin in my gedagtes vernuwe word. My oë van my omstandighede afgehaal word, my oë van 'n wêreldse perspektief afgehaal word en my oë op God gerig word, soos ek ook nou net gesing het vanaand. En dan gaan ons kyk, hoe weet ek wat die wil van die Here is vir my lewe? En in besonder God se wil is nie altyd 'n raaisel nie. Hy openbaar dit deur sy woord en sy gees. Ons het eendag met ons Woensdag Bybelstudie dit aangehaal en kortliks hieroor gepraat en ek wil dit net weer uitlig dat ons verstaan.
Wanneer ons praat van die dinge wat verborge is, God se verborgenheid, dit wat hy nie in die mens kom openbaar, is daar 3 dinge wat ons moet verstaan van God se verborgenheid. Die eerste is, dat daar is sekere verborgenheid wat geopenbaar sal word. Maar dit sal geopenbaar word of met tyd byvoorbeeld. Toe Jesus sy profetiese woorde gegee het vir die disippels en vir die mense daarvoor hom, het hulle geen idee wat dit presies behels of wat dit beteken of wat die implikasie daarvan is. Maar ons vandag het 'n beter insig in die tyd wat ons leef. Ek sê self die predikante wat vroeër jare, ek praat van die 80s en 90s, oor die eindtyd gepreek het, as ons vandag vir hulle moet wys hoe spesifiek en hoe gedetailleerd die woord nou vervul word in die tyd wat ons lewe, sal hulle grafte omdraai. En dis die gedagte dat God se wil wat hy ook vir ons terughou, word op die regte tyd geopenbaar om verstaan te word. So vroeër het hulle dit nie verstaan nie, nou verstaan hulle dit wel. Maar dan die tweede aspek wat ons moet verstaan van die wil van die Here wat nie geopenbaar word, of sy verborgenheid, is hy dit stelselmatig aan sy kinders openbaar wanneer hulle gereed daarvoor is. Ek gaan nou vir u 'n voorbeeld gee en ek hoop u lag nie. Maar dink gou as ek vanaand vir my 2 seentjies moet vertel van die blommetjies en die bytjies. Hulle het nie 'n idee waarvan die dominee praat of hulle pa van praat as hy vanaand vir hulle daai gesprek met my het. Maar as hulle nou in hoërskool is en ek kan hulle neersit en verduidelik waaroor dit gaan, dan is die tyd geleë. Dieselfde met ons in ons geestelike lewe. As ons geestelike kinders en geestelike babas is, kan ons die dieper kennis en waarhede van God se woord nie neem en verstaan nie. Daarom is dit vir ons verborge. Maar derdens moet ek ook verstaan dat daar sekere verborge dinge is van God wat ons nooit op hierdie aarde sal weet of sal verstaan. Ons gaan nie altyd al die antwoorde hê nie. Dis hoekom Paulus skryf en sê, nou ken ons ten dele, maar eendag sal ons volkome verstaan. En dis een van die dinge wat een my moet opgewonde maak vir die ewigheid. Om te sê, Here, al hierdie vrae wat ek het, al die dinge wat ek deur my lewe moes gegaan, ek verstaan nie dalk hoekom, maar ek sien uit om eendag te kan weet hoekom. So nou sit ek hier met 'n kwaai, ek was 'n omgekrapte gemoed en Here, hoekom doen U dit met my nie, maar eerder met 'n verwagting. Ek kan nie wag om uit te vind. En waarom en daarna uit te sien en ook daarna uit te kyk nie. Ek onthou die getuienis van 'n predikant, sy naam was Small Paul en ironies was hy 'n baie lang man en hy was baie goed geskilder. En wanneer hy geskilder het, was hy lief om die hemel en die hel te skilder. En hy vertel eendag oor sy dogtertjie wat 2 jaar oud is en die Here het haar toe kom haal. En hy vertel ook hoe dit in sy vrou en sy lewe ingegryp het. Maar terwyl hy dit vertel, is daar nie 'n traan nie. Terwyl hy dit vertel, is daar nie hartseer nie. As verwagting. En hy sê hy kan nie wag om eendag wanneer hy hemel toe gaan, terwyl hy dit skets daar vir almal om te sien. Hy kan nie wag eendag om haar weer te sien en saam met haar te wees. Ek sê, wat 'n verwagting is dit nie. Hy sit nie hier, Here, hoekom, waarom, vraagteken nie, maar ek sien uit om eendag te verstaan hoekom, maar ook om eendag weer haar kan sien en met haar te wees. Wat 'n geestelike volwasse uitkyk is dit nie vir die kind van die Here. Maar nou vanaand sien ons verskillende aspekte van God se wil. En die eerste aspek is sy soewereine wil. Die woord soewerein, sovereign in die Engels, beteken verhewe, uit geen gelyke, geen een wat teen dit kan staan of dit kan verhoed nie. Daar is niemand wat sy soewereiniteit, sy heerskappy oor alles kan wegneem. Jesaja 46 vers 10, wat van die begin af verkondig die einde, en van die voortyd af wat nog nie gebeur het nie, wat sê my raad sal bestaan, en al wat my behaag, sal ek doen. Met ander woorde, God se soewereine wil kan nie verander word. Maak nie saak hoe hard 'n mens bid nie hoe hard 'n mens daarteen skop of probeer nie. Dit is iets wat hy vasbepaal het en dit sal geskied. Maak nie saak wat nie. Maar dan het ons ook God se geopenbaarde wil. 1 Tessalonisense 4 vers 3, want dit is die wil van God, julle heilig maak en dat julle onthou van die boerdery. So God openbaar sy wil en hy kom wys sy wil vir ons as sy kinders. Onder hierdie aspek moet ek en jy ook verstaan tussen God se soewereine wil en sy bepaal en beveel. Bepaal is dis vas, dit kan nie verander word. Beveel is 'n opdrag wat God gee. Leef heilig. Lewe almal heilig? Nee. So sy bepalende wil kan nie weerstaan word nie, maar sy bevelende wil kan. Die Here sê ook, dit is die wil van God, dat alle mense gered moet word.
Word alle mense gered? Nee. Dis wat God begeer en wil hê, maar dit kan weerstaan word, omdat hy dit in sy toelatende wil laat gebeur. Hy spreek 'n begeerte uit wat hy graag wil hê die mens moet kies en moet maak, om gered te word, om heilig te lewe, maar ons kan daardie wil weerstaan, waar sy bepalende wil vas is, en ons nie teen dit kan skop. Nog 'n aspek van God se wil is sy persoonlike wil. En dit is ook besonder waar ons vanaand kom. Hoe kan ek persoonlik weet wat is God se wil vir my lewe? Waar ek moet wees, waar ek moet optree, wat ek moet sê, wat ek moet doen, wat ek moet maak. Hoe ek moet dien, hoe ek vir hom moet uitstaan, hoe ek vir hom moet getuig. En al hierdie vrae val onder hierdie aspek vanaand. Psalm 32 vers 8. Ek wil jou onderrig en jou leer aangaande die weg wat jy moet gaan. Ek wil raad gee, my oog sal op jou wees. Dis wat die Here sê. Ek wil jou wys die pad wat jy moet stap, hoe jy dit moet stap en hoe jy moet maak en handel en wandel. Maar vanaand wat ek in hier verstaan, is daar voorwaardes om God se wil te verstaan. Waarom verstaan nie alle mense God se wil nie? Waarom is dit soms moeilik om te verstaan ons as sy kinders? Want ons voldoen nie altyd aan die voorwaardes om sy wil te verstaan. Die eerste voorwaarde is 'n oorgawe aan God. Met ander woorde, gehoorsaamheid. Ek en u kan nie verwag dat God sy wil aan jou en my gaan openbaar, dat ons lewens nie ingerig is volgens sy wil. God gaan nie openbaar sy wil vir die wat dit nie soek nie. En ons het nou gelees Romeine 12 vers 1. Ek vermaan julle dan broeders by die ontferming van God, dat julle julle liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God 'n welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdiens. Vers 2 wat ons nou gelees, sodat ons kan beproef wat die volmaakte perfekte wil van God is. Begin by 'n lewe aan hom oorgegee en toegewy. As jy wil weet wat God se wil vir jou lewe is, soek sy wil in jou lewe. Begeer om te wandel soos hy wil hê met wandel. Leef soos hy wil hê moet lewe. Luister na sy stem. Die Here sê self dat hy het meer behaag in gehoorsaamheid as aan enige offer wat ek en u vir hom kan bring. Die offer wat God vanaand soek, is nie van geld en tyd en moeite nie. Hy vra ons opoffering vir die wêreld, maar eerder vir hom. Opoffering om te sê, Here, ek soek u wil en ek wil dit uitleef in gehoorsaamheid. En ek wil ook vanaand vir u sê, dis die hoogste vorm van aanbidding. Nie praise and worship, al doen ons dit vir 'n uur lank wonderlik lekker. Nie praise and worship. Nie lofprys en aanbid. Gehoorsaam. Die hoogste vorm wat God kan eer, aan hom aanbidding wys uit my lewe uit, is 'n lewe wat toegewy is aan hom in gehoorsaam. Die tweede voorwaarde is om te leef in heiligmaking, in heiligheid. Psalm 25 vers 14. Die verborgenheid van die Here is vir die wat hom vrees, en sy verbond om hulle dit bekend te maak. So hier wys dit, die verborgde dinge maak die Here bekend aan die wat hom vrees, die wat met hom handel en wandel soos hulle behoort te doen. Vir sy kinders wat rein en skoon en oop is om te ontvang. Die groter verborgde dinge wat verander nie tot hulle beskikking is. En daarom lê ons soveel klem daarop, want dit is God se opdrag aan sy kerk en aan sy kinders om rein en heilig en sonder gebrek vir hom te wees. Hy stel ons in staat om dit te kan bereik. Hy maak dit vir ons moontlik om so te kan lewe, maar die oproep is om myself rein te hou van sonde en te streef na heiligheid in my lewe, meer na die beeld van Christus gelykvormig te word. Derdens, nog 'n voorwaarde, gebed en afwagting. 'n Afhanklikheid van die Here, 'n soeke na sy wil. Ek kan nie verwag dat die Here sy wil aan my gaan openbaar as ek nie daarvoor vra nie. Die Here Jesus sê self, julle het nie, want julle bid nie. Dis 'n voorwaarde. 'n Voorwaarde om te kan kry van die Here af is gebed, besonder in die geestelike lewe. Jakobus 1 vers 5, die bekende woorde, en as iemand van julle wysheid kortkom, laat op dit van God bid, wat aan almal eenvoudig gee, sonder om te verwyd, en dit sal aan hom gegee word. Hoor jy mooi? Dis 'n vaste belofte, dit sal aan jou en my gegee word. Daar sal wysheid gegee word. Maar die voorwaarde is, bid daarvoor. Baie keer wil ons weet, hoe moet ons 'n situasie met 'n persoon hanteer, met geliefdes hanteer,
met my loopbaan of by die werk hanteer, met my finansies hanteer, en ons kort wysheid daar. En ons raadpleeg ander mense, ons dink en ons stres en bekommer en lê wakker in die aande daaroor, maar die laaste ding wat ons baie keer doen, is om te bid en God te vra daaroor. Nog van hierdie voorwaardes is gebruik van God se woord. Psalm 119 vers 105. En u woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. En hier is 'n belangrike waarheid wat so baie kinders van die Here vandag mis. Almal wil weet hoe hulle moet optree in lewe en maak, want die almal wil tyd spandeer met God en sy woord. Wat genoem is eintlik so mooi die Engelse akroniem vir Bible, Basic Instructions Before Leaving Earth, né? Mooi uitgedruk. Die gedagte om te sê dat dit is God se wil vir my geopenbaar vir hierdie tyd wat ek op hierdie aarde is. Hoe ek moet handel en wandel, optree, praat en ander hanteer. Hoe ek om met eer en aanbid, en ek vind dit nêrens behalwe in sy woord. Almal in vandag se tyd wil drome en visioene hê en wil profeteer en al hierdie vreemde dinge, maar niemand wil 'n kenner van God se woord wees. Hoekom? Want om hierdie visioene en drome en profeseë te hê, bring aan my eer. Kyk hoe oulik is ek. Ek het God my geseën. Maar om 'n kenner van God se woord te wees, gaan ek nie eer voor kry. Want is iets wat ek in my binnekamer gaan doen, om sy woord te gaan bestudeer en my eie te maak. Maar die seën wat dit vir my in is, want dan kry ek nie die roem en die eer van mense wat my lippe aanhang nie, maar ek kry God se seën, nie dubbel E, né? Nie seën Jesus nie, seën. Die sin dat hy sy wil aan my kom openbaar en aan my wysheid kom gee hoe ek sake en dinge moet hanteer. En dit vind ek altyd in sy woord. Nie primêr, selfs wat die dominee sê op 'n Sondag, maar primêr in God se woord eerste. Dis hoekom jy sal sien elke stelling wat ek vanaand maak, koppel ek skrif en openbaar die skrifte in vereenvoudiging. Want ek kan nie vanaand hier sit en dink, wat dink ek of voel ek, sê die of is die wil van die Here nie, maar wat sê sy woord? Dan iets wat ek en u nie van los kan kom nie, die leiding van die Heilige Gees. Die Jesus sê self dat hy sy Gees gestuur het in sy plek na sy hemelvaart. Waarom? Om alles wat hy hulle geleer het en hom onderrig het voor te sit. Met ander woorde, wat is die Heilige Gees anders as Christus met ons? Maar nou nie net met ons nie, in ons. Vers 13 van Johannes 16, maar wanneer hy gekom met die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor, sal hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. Hoor mooi. Die Heilige Gees openbaar aan u en aan my die dinge wat ons nou sien gebeur en plaasvind. Hoekom is daar oorlog? Hoekom is daar pest? Hoekom gebeur die dinge in die wêreld? Die Gees van God kom leer my en wys my en leer my. En hier is 'n belangrike ding, liewe kind van die Here. Ek en u moet ingestel wees op die stem van die Heilige Gees. Wat bedoel ek daarmee? Ons het soveel dinge wat ons aandag aftrek in die tyd wat ons leef. Hier is maar net een. Kom ek kyk 'n paar video's of foto's, maak 'n bietjie Facebook of Instagram, wat ook al oop, en as ek sien is 'n uur of 2 of 3 of 4 of 5 verby. En so is ons beïnvloed met televisie en sosiale media en al die dinge rondom ons. Dit hoef nie eens noodwendig negatiewe dinge te wees. Maar dit maak ons doof vir die stem van die Heilige Gees. En daarom moet ek in die ingestel wees om sy stem te hoor daagliks, nie net in my stilte tyd. As ek in verkeer sit, te luister wat sê die Here in my gemoed. As ek by die werk is en ek moet sake hanteer, Here, hoe wil u hê moet ek hierdie hanteer? As daar konflik opkom en ek moet dit hanteer, Here, hoe wil u hê moet ek dit hanteer? Die Heilige Gees kom gil en skree nie op u en my, maar hy fluister die wil van God. Jy weet, is nie 'n letterlike stem wat hier in my oor kom nie, hy praat in my gemoed, maar die gedagte is, hy gaan niks op my afforceer. En as ek nie ingestel is om te luister, gaan ek dit mis. Wat soos 'n kind voor 'n televisie, jy kan sy naam sê, en sê, en sê, en sê, en hy hoor jou nie, tot jy voor sy oog gaan waai en klik, kom hy. Dis baie keer ek en u, ons is so ingestel op ander dinge. Die Heilige Gees wil ons wil praat, wil lei en leer en wys. En ons nie ingestel is op wat hy sê. En dit is belangrik dat ek in die daagliks net weer moet sê, Here, kom wys u my. Laat ek luister wat u stem vir my kom sê en wys. Dan bevestiging deur vrede. En dit is ook 'n baie belangrike aspek. En ek wil hê ek en u moet iets verstaan vanaand. Daar is 'n massiewe verskil tussen vrede en geluk. Want geluk ondervind ek wanneer dinge goed gaan.
As ek gelukkig is, dit is lekker. Vrede is ten spyte. Geluk kan ek ondervind selfs wanneer ek sonde doen. Want ek is gelukkig, dit is lekker om in hierdie sonde uit te leef. Maar vrede en sonde kan nie hand in hand gaan nie. Kolossense 3 vers 15, en laat die vrede van God, waartoe julle ook in een liggaam geroep is, in julle harte heers en wees dankbaar. As ek en u baie keer wonder oor 'n saak, is dit nie 'n helder stem of Bybelvers wat hier uit die Bybel uitspring wat dit vir my duidelik maak nie, maar is die vrede van God wat hier in my hart is, wat my verstand te bowe gaan, wat my kom wys en openbaar, wat is die regte ding om te sê en te doen, of dit geluk bring of nie. En dit is wat ek en u moet najag as kinders van die Here, nie geluk nie, want dis vir die wêreld soek daarby, maar vrede, God se vrede, om te weet, as ek sê ja of nee, wat 'n besluit, gaan vrede in my gemoed bring, met die wete dat dit God tevrede stel, en is wat ek van my af verwag, wat ek moet maak en doen, en soos hy dit van my af verwag. Maar dan wil ek nie ook vanaand vra praktiese stappe om God se wil te onderskei, om te weet wat is reg en verkeerd. En is wonderlik om te weet dat een van die gawes wat die Here kom gee aan sy kinders is die gawe van onderskeiding. Onderskeiding tussen reg en verkeerd, onderskeiding tussen lig en duisternis, onderskeiding tussen of dit van die Here afkom en of dit 'n verleiding is van die Satan. Wat sê die woord vir een vir my? Die Satan gee hom voor as 'n engel van die lig. Hy kom met mooi pragt en praal asof dit wonderlik en mooi is, maar dit is nie die wil van God nie. En hoe gaan ek weet? Ek gaan moet onderskei tussen hierdie twee. En wat help my om te onderskei? Wel, die eerste wat ons aangehaal het, bid eerlik. Ek doen nie hoe anders te bid 'n mens. Ons bid baie keer want ons wil God beïndruk. En ons wil die regte woorde sê. En ons wil sê wat ons dink beïndruk, vrede stel. Bid eerlik beteken ek bid met 'n oop gemoed. Want God kyk jou aan. Hy vra net dat ek dit soms moet erken en bely teenoor hom. Daardie eerlike gebed gaan nie nou God se arm verdraai of swaai nie. Maar is baie keer in gebed wanneer ek my eie hart leer ken. Want is daar wat ek alles voor God uitstop, sonder om terug te hou, sonder om 2 keer te dink daaroor. En na mens gebid is, dan dink my, "Sjoe, ek het nie eens besef dat hierdie ding so swaar op my hart gerus. Ek het nie eens besef dit was soveel stres. Ek het nie eens besef hierdie ding wat so verkeerd was, ek het so van die pad afgetrek." Dis wat eerlike gebed beteken vir. Sonder om terug te hou, sonder verwyk. Selfs in sessies wanneer ek berading toepas en met mense sit, dan laat ek hulle praat en gesels en deel en al wat ek doen is ek vra. Ek vra. En wat gebeur? Daai persoon word soos 'n tandepas buisie uit, kom net uit en uit en uit. En met hierdie uitkom sê hulle, "Shit, ek het hierdie nie van myself eers besef. Maar nou dat ek dit hardop hoor uit my eie mond, maak dit vir my sin." En dit is waar gebed by u en my verhouding inkom by die Here. Dit openbaar God se wil baie keer in my eie hart om te onderskei, is dit opreg en reg voor God, of is dit eintlik iets om my eie hart te verblaai wat ek begeer. Tweedens is lees die woord daagliks. Wat sê die Here ook vir ons in die Onse Vader? Gee ons vandag ons jaarlikse brood. Daaglikse brood. Fisies, maar geestelik ook. Daagliks om tyd met God te spandeer is nodig en van belang en help u en my onderskei. Daar is die bekende spreekwoord, meet with God in the morning before you meet with the devil in the afternoon. Voor die uitdagings van die lewe jou tref, voor die stres en die druk en die keuses en die besluite kom, ontmoet God in die oggend. Dat jou gemoed vars is, dat jou uitkyk reg is en jou ingesteldheid is op sy wil. En dan derdens, en is seker die moeilikste, en ek is jammer, ek moet sê, dit kom in ons Afrikaanse kultuur besonders voor. Wag geduldig. Ek weet jy van nog 'n nasie so ongeduldig soos ons is nie, né? Ek sê dit nou maar eerlik en met so 'n bietjie skaamte. Ek is ook 'n Afrikaner deur en deur, maar geduld is iets wat nie by ons voorkom van nature. Dis iets wat gekweek word met tyd. Dis iets wat selfbeheersing en moeite vat om te wag. En dit is die ding vir my wat ek nie van sy tyd en ons tyd is nie altyd dieselfde. Maar sy tyd is altyd perfek. Sy tyd is my tyd, sy tyd en ons tyd is nie dieselfde. Sy tyd is altyd perfek. En daarom ons op my tyd reageer en vra en sê en doen. En dan weer waar ek wag. Van 'n huis, van 'n huis, van 'n huis wag. En dan te reageer, dan te doen. Wat hy wil.
Liefde, luister na raad. Maar hierdie raad, is nie raad van enige iemand of 'n persoon wat uit op die straat nie. Dit is 'n raad van geestelike manne en vroue wat God handel en wat op die doen. Hoe jy nie in 'n woord neem wat hulle dit sê, dit is altyd aan God se. En ek wil sê dat luister na raad, moet amper die laaste uitmaak wees, na God se raad wees, na gebed, na die Here se wil soek. As bevestiging, wat sê ander kinders oor hierdie? Dit moet sê, as ons nie vir moeilikheid het om ander kinders te leer oor die vraag te vra, dan moet hulle klaar tot antwoord wat ons doen. En dan ook hier is het belangrijk, wees bereid om te gehoorzaam te wees aan God. Wie sê dat ek vanmorgen gesê het in die laat, en ek sê dit elke keer by die school met die kinders. My sal hulle retoriese vraag, die kinders antwoord, ja, nee. En toe vanmorgen vraag ook, dat ons het doen van die Here, dan sal ek het doen. Ja. En hulle antwoord is onder dit sonder redenasie, sonder ek wil sê dit is 'n fynste vraag. Want as ons daar uit die gehoorsaam te wees, al is dit moeilik, al is dit nie populêr is, al gaan dit nou iets kos. Ek moet my net weet wat iemand het gebeur, dat die Lord I'm willing to be made for you. Dus hier ek is nie bereid, as jy bereid en bereid te kom. En so ek die al die Here se weet, en wandel uit hier in my lewe, moet ek echt bereid wees om te doen. Ons later ook aan wat sê die Jesus die kinders gesê. Vader, nogtans nie, my wil, maar nie. Dit is dan die Here wees om na te gaan. Dit is 'n swaar en diep vraag. Die kwessie te maak. Om die wil van die Here te bly maklik. Die veiligste, geseënde plek, waar die kind van God kan wees. Iets die Gees. Dit is die Gees, die Heilige Gees. Dit is die omstandighede, die aard van die Here. Wat is die Gees se naam? Onder die atmosfeer. En die belangrike vraag wat ek moet aanpak, voor ek vra of wandel of optree, kan dit Christus verheerlik. Kan dit sy naam groot maak en eer aan hom van stadig in sy naam. Die woord sê ook dan eet is dit, maar wat ook alweer doen, lewe God aan. Selfs in die power saak moet ek ook in verwees. Gaan nie keuse wat ek maak nie, besluit wat ek neem, of selfs woorde wat ek nou met iemand wil, aan dit God verweer. Daar die vraag, roep baie keer, die Here se naam. Maar as jy nou so 'n voorbeeld by die skrif, in die woord van die Here, van manne wat aan God se wil onderworpe was. Eerst is Abraham. Hy is gehoorsaam sonder voorgee. Wat sê God vir Abraham? Trek. Dis al. Nie waar, hoe lank, wanneer, wat gaan gebeur, wat gaan plaasvind, wat gaan God sê vir Abraham, trek. En Abraham het net trek. Man sê dit is mooi gehoor, dit is die woord die weer beteken, trek. Die man sê dit die woord nie, dit is my kosbare gehoor. En Abraham was gehoor. En dit is die voorbeeld wat in my naam. Ons praat van Bybelhelde of geloofshelde, wees positief. Man en vrou het gehoorsaam wat God se woord en naam. Ek vat die omstandighede van Abraham. Hy het nie volle begrip op ons gemaak nie. Hy het nie God sê trek. Hy het nie waar wanneer hoe of wat nie, met geluister. En ons sien God geseën het en hom voorsien. So sien jy ek wil gehoorsaam wees op ons gaan. Nog een voorbeeld van Samuel. Samuel het die aand wakker word, oor stem wat moet. Maak die een wat die genoeg nie. Maar die derde keer sy spreek die Dina luister. Ons moet baie keer wil van die Here kry, ons wil nie na sy stem. Ons moet baie keer weet hoe sake te hanteer, om nie bereid die Here te spreek. Ek het hier luister, en ek leef op die woord. En ek wil nog ons binnewoord genoem het in ons goedste voorbeeld, Jesus. Nie maar iemand. Ons het nou woensdag met die Bybelstudie in Filippense 2 vers 5 tot 10, 6 tot 10, of meer. Ons het die kosbare van die woord wat die gesindheid met die Here wat ook in die en hulle het vergeet van my hart. Hy wil geen woord verag, gelyk aan God te wees. Dis Jesus is gelyk aan God, hy is God.
het homself verneder om mense en gehoorsaam te word, ja, gehoorsaam tot die woord. Dit is die voorbeeld wat Jesus my maak. Dit is hoe gehoorsaam Jesus was. Wat het hy gedoen? Hierdie gesindheid moet in jou wees, wat voorbeeld en dan. Jesus roep jou en hy sê opstaan, om die kruis te lewe laat te lewe. Dan moet Jesus begin ons onthou, wat is die naam en die boodskap uit die Bybel. God se wil bly altyd. Dat is die geval van God. Hy het nie waar dan God se wil bly altyd. Al verstaan ons dit altyd, of weet ons altyd hoe en wat en waar en wat. Hy wil bly altyd. Tweedens, en ons het dit ons in die woord vanaand gesien, is ons nooit die Here kan nooit iets vir jou vir my met moed kom sê, of deur sy gees kom sê, dat sy woord onderskryf. Dit sal nooit wees. Met belangrik om dit te verstaan en te sien. Daarom, dit lyk altyd op geestelike woord. As ek in God se wil is en bly en luister, sal ek altyd my nader aan hom bring. En dan op het doen die laaste ding wat hy geleer het. Wat moet dit dan? Wat het ek vanmorgen in die Bybel gelees? En dan waar iets uitgestaan in die Here gebruik. Wat ek vraag, of een mens doen. Tot ou groot beginsel wat ek by hierdie was, op die AIB'se, die Bybelskool geleer in die eerste jaar. En het woorde wat altyd vanaf eet die dokter, sy naam. Ek het die geval waar ons uitgekom met die Here. Hy het altyd gesê, jy kan nie net verstaat tot waar jy laaste keer is. Ek kan dit in die Here voor, as ek doen met hy vir mense. Want as ek vir God se kom het, was hy die voorbeeld van woede. Ek sit om met woede, en die Here bring nie my pad in val. Ek kan nie dit voorbeeld. En ek kom hier by pad in val. Kan jy net sê, dat er wees, dat iemand se kom in die kom, dat iemand se kom met bel, wat ook al dit maak, is in my Here. Waar ek moet bly by my pad kom. En keer vanaf ek goed geslaag, en kies die goeie en verhouding met Here. Dit is belangrik om te verstaan word. Dan dit slotte vanaand. Hulle wil ons besin en toepas. Wat ons nou vir die boodskap gedoen het van my goed. Op die boodskap eers afvra, waar kan jy kans op sien? Waar is vanaand wat iets wat jy moet sê, Here het u al goed gekom gevra. Wil nie na die raad, maar eie woorde na die laat. Weer, dat daar iets in die gehoorsaamheid wat geleer, dat iets in die pad wat geroep, dat die dalk nie precies weet wat ons goed gevolg, en een sekere saak. En dan laat ons hoe kan jy die vraag kies, die Here se wil ontsoek en uitleef van die vraag. En daar kan hy die geliefdes, waar ek genaamd, sonder skuld te worden, en Vader en van my af en wacht, en volgende hand om die handel, en maak, en seker, mag weer goed gekregen met een maal, en het gekregen met dus terug ons afsluiting gebed, ek is seker al moet het vraag of meer weet, sal ek om die rol van die Here. Wie kan die eisel opbreek in die eerste vraag vraag? Ek verstaan dat mens moet die Here se wil soek en geduldig wag. Dit is wat Dominee gesê het, dit is baie belangrik en dan vrede. Wat ek struikel of ek sukkel baie keer met 'n ding wat jy 'n besluit moet maak. Waar 'n tyd voor gegee is. Jy moet byvoorbeeld kom ek sê ek wil van werk verander. Dinge gaan baie sleg of wat ook al en jy voel jy moet van werk verander en nou bid jy en jy kry nie antwoorde nie, maar jy dinge raak net so erg, mens weet nie wat om te doen. Of andersom, jy werk aanbieding gekry en hulle sê vir jou, okay, jy moet vir ons môre laat weet of jy die werk wil hê of nie. En nou moet jy 'n antwoord gee, daar's nie tyd om vir 'n week lank te gaan bid oor hierdie saak nie en ja, wat dan? Dis 'n baie goeie vraag. Ek dink dit is iets wat baie nie gemoed is wanneer iets besonder tydsgebonde is. Hoe gaan ek weet in so kort tydperk?
En ons moet kyk na die voorbeeld van die Here Jesus, wat het hy elke aand gaan doen, na hy mense genees het reg deur die dag en wonderwerke verrig. Wat het hy gaan doen? Hy gaan bid. Hy het nie net gaan bid om te bid nie, hy het die wil van God gaan soek. Hy het besonders gaan afsonder en gaan stil raak en die wil van die Here gaan soek. Ek het op my maat my vertel, my oupa was 'n boer, dan is daar tye wat hy nie weet rondom sy oes wat hy moet maak en wat hy moet doen nie, en ons werk het gedoen. Dan sê hy vir my ouma, dis tyd, sy pak vir hom lekker groot kosblik en hy gaan op in die berg. My ouma het nooit geweet hoe lank, soms was dit vir 'n dag of 2, soms was dit 'n week, dat die wil van die Here gaan soek. Nou ja, dit was nou nie tydgebonde noodwendig nie, maar die gedagte daar agter is om besonders af te sonder in die wil van die Here te soek. So baie dinge wat ons aandag aftrek en wat ons aandag steel. En as ek besonders nou vanaand moet weet wat is die wil van die Here voor môre, verwyder die dinge wat jou aandag aftrek. Jesus het een kant gaan bid en gaan soek. En dis die afsondering wat baie keer nodig is. God se tyd is perfek. So as ek moet weet wat ek môre moet doen in 'n sekere saak, sal hy vanaand dit aan my openbaar. As ek hom opreg soek en soos ons vanaand gesien het aan hierdie vereistes voldoen, ek lewe in sy wil, ek soek sy wil en ek begeer na. So wat ek sal voorstel tersaat, ek weet jy nou 'n scenario gegee rondom werk is 'n besonderse afsondering en soeke na. Nie maar net ek sê dit met respek oppervlakkig, Here, hoe moet ek môre maak? En ek stop daar. Sit die televisie af. Sit die selfoon een. Sê vir jou geliefdes, verskoon my. Ek moet tyd met die Here gaan bid. Vroeër jare die mense ook gepraat, hulle het gesê hulle het 'n saak by God deurgebid. Hulle het gebid op hulle knieë vir ure soms, totdat hulle vrede gehad. Hierdie saak is nou deurgebid. En ek dink dis wat baie keer van ons ontbreek. Ons is nie bereid om waarlik op te offer en diep God te gaan soek. Ons soek hom baie keer oppervlakkig, en wat gaan ons kry? Oppervlakkige antwoord. Maar as ek God opreg gaan soek, in diepte met my tyd afgesonder aan, sal ek opregte eerlike antwoord. Nog iemand op die vraag? Hulle stil vanaand. So niemand anders wat 'n vraag het oor die wil van die Here. Ek weet vra vir die mikrofoon om aan, so net vir die mense wat inluister, ek weet hulle wil baie vrae hoor. As 'n mens net kyk na wat die Ou Testament ons geleer het. Want toe Moses op die berg was, het hy nie geweet wat die volk daaronder doen nie. Maar God het geweet. Jy weet God elke ding wat ons op hierdie wêreld doen. Want nie alleenlik het hy ons hier na hierdie wêreld toe gestuur, maar hy het ons gestuur met 'n rede. Daarom, hy weet van elkeen van ons. Hy wat die Gees vir ons gegee het in die lewe. So het hy ook geweet wat hy volk doen. En hy het geweet om te keuse kom. Om te skeiding kom. Hierdie vir hom, en daai vir Baal. Na hy skeiding gemaak het, was die volk reg gewees. Om hier in hy beloofde land in te gaan, soos wat God hulle beloof het. Om met hy geloof daarin te gaan. So glo ek, dat die hele woord vir ons leer, om vashou aan die geloof, soos wat Vader Abraham aan die geloof vasgehou het, om ook die eindtyd voor te kan sien, en deur te kan gaan, en ook hy lewe, wat vir ewig is, saam met die Here te kan nie, soos wat ons na hierdie kant stuur, om te oorwin. Ja, die geloof. Wat belangrik daarop is wat oom genoem het, die Here ken ons deur en deur. Hy het ons gemaak. Die woord sê hy het ons naam op sy palm gegraveer. Hy het elke haar op ons hoof getel. Wie weet beter wat ons nodig het in ons lewe as die Here? So wie beter om te raadpleeg as die Here? Rian? Dominee, ja, ek wil en ek weet nou nie of dit wat snaaks klink nie. Hoe weet ons wanneer die Here se antwoord nee was? Jy bid en ek gaan nou 'n besondere voorbeeld, my eie voorbeeld gebruik vir my kind wat siek is. En ek bid naderhand vir 'n jaar en ek bid vir 2 jaar en die kind word nie gesond nie en die siekte hou aan. Het die Here op 'n stadium nee gesê? Wanneer weet ek die Here nee gesê of moet ek aanhou bid daarvoor? Ek sal sê altyd aanhou bid totdat die Here vir my 'n duidelike antwoord kom gee. Ek onthou 'n geval wat 'n predikant my vertel het. Hy was by 'n emeritus predikant wat op sy sterfbed is. En hy wil vir hom bid vir beterskap. Die emeritus wat daar op die bed sterf, wil sê nee, moenie. Die Here het my kom wys, hy gaan my nou kom haal. En dis 'n vreemde ding om te hoor en 'n vreemde ding om te sê ook. Maar die Here daar vir hom 'n antwoord kom gee
dis my tyd. Maar buiten dit, as ons nooit 'n definitiewe antwoord het, bly bid. Mense het nou gevra, maar Dominee, moet ons nie maar net een keer bid en dan sê ons dis mos al klaar afgehandel nie. Anders is mos ongeloof as ek dit herhaaldelik bid. Nee. En dan vra ook, as ek herhaaldelik bid, plaag nie die Here met dit, glad. Dit wys afhanklikheid van God, om bly te bid en bly vashou, of dit vir jare of hoe lank mag wees, totdat die Here 'n duidelike antwoord kom gee. Kan dit wees dat die Here vrede in my hart gee, dat sy antwoord is nee? Ja, dan sal ek vrede oor daardie saak. En as ek nie vrede het, bid, al neem dit jare. En dis moeilik om te doen. Besonder wanneer ons bid vir die siel van iemand. Ons bid en bid, Here red hierdie persoon, Here red hierdie persoon. Ons weet dis die wil van die Here. Here gaan nooit vir my sê nee, hou ophou bid nie, maar daardie aanhoudende non-stop vir jare. Word bid en mens word nie moedeloos ook. Maar dit is, ek wil sê, ware dissipline en afhanklikheid. Al lyk dit hoe donker en hoe onmoontlik, ek bly bid, ek bly die Here. So totdat die Here vir my vrede kom gee en duidelik kom wys in my hart, moet stop, dis nie nodig, hou aan. Nog 'n vraag met iemand af? Dominee, ek wil net graag ietsie sê. Ek wil eintlik nie 'n vraag vra nie en ek wil net deel wat ek en Rian verlede week voor dit met Dominee gepraat het en dit het vir my regtig so baie beteken dat ons het vir Dominee gesê ons het hierdie vriend wat nie werk het nie, wat nie blyplek het nie en dit het ons verskriklik gepla omdat ons dit lê swaar op ons hart en ons het nie geweet wat moet ons nou doen nie, want ons het nie ons het 'n ekstra kamer, maar dit was net vir ons het net gevoel ons kan nie die persoon in ons huis inneem nie. En dat Dominee toe gesê het en ons het daaroor gebid en ons was nog steeds onseker. En dat Dominee toe gesê het vir ons dat dis belangrik eerstens dat ek en Rian dieselfde voel daaroor. So daar moet wat hulle in Engels sê confirmation, nê, so dit en dan tweedens die vrede. En dit het so baie vir my beteken want ons het amper half mens voel partykeer voel jy hoe kan ek sê onderdruk om sekere goeders te doen want dis wat Christene moet doen. So ons het half amper gevoel miskien is dit ons plig om te vat. Maar ons het nie reg gevoel in ons harte om dit te doen nie. Maar toe Dominee nou sê ons moet daaroor saamstem en ons het dit bespreek en Rian sê ja ek weet nie ek voel nie dis reg en ek het so gevoel en ons het nie vrede gehad om dit te doen nie. Toe weet ons dit is nie want dit was vir ons baie 'n openbaring geweest dat dit is hoe dit moet werk. Nee, dis kosbaar om te weet as ek so 'n bietjie kan deel met wanneer 'n predikant beroep word na 'n ander gemeente. Onthou by die predikant word nie gesê jy gaan nou daar nie. 'n Kerkraad beroep 'n predikant en dan het hy 2 weke om antwoord te gee, né? So 'n kort tyd om 'n groot besluit te maak. En dan is dit belangrik dat hy en sy vrou van afsonder en bid. En Dominee Koenie Koort, sy is nou daar in George gemeente. Hy het altyd vir my verduidelik wat hy gaan doen. Dat hy en sy vrou het apart gaan bid. Nie saam, hulle het nie gepraat daaroor. Hulle het nie gesê, hoorie maar, kyk die pay is meer of die gemeente is groter of o nee, ek word daai dorp is nie lekker nie. Hulle het nie mekaar beïnvloed. Hulle het gaan afsonder en gaan bid. En dan sê hy, dan het die een die antwoord gekry, dan wag hulle nog vir die ander een. En nou met sy laaste beroep, hulle was vanaf Tygerberg in die Kaap beroep na George toe. Sy vrou kry nie vrede nie, sy kry nie skrif nie, sy kry niks nie. En hy sê hy is net geduldig, hy wag op haar. Dis ek wil sê hy is die predikant, hy is die een wat beroep is, hy wag op haar. Waarom? Want hulle is een. En so dit gebeur hier dat op die regte tyd vir haar 'n antwoord kom gee. Hulle het met mekaar gedeel. Daai wat die antwoord stem ooreen. Is dit toevallig of per ongeluk? Nee. Die Here het in albei se hart dieselfde antwoord op die regte tyd kom plaas. En ons wil baie keer sê, maar wat as die antwoord hierdie selfde tussen man en vrou nie? As albei die Here opreg soek, sal dit dieselfde antwoord wees. En dit is waar die geheim lê. Soek die Here opreg en hy sal vir my vrede kom gee oor daardie besluit. Terselfdertyd het ek al reguit vir predikante in hulle gesigte gesê, julle is nou oorgeestelik, julle probeer nou geestelik wees, want dan ruk hulle Bybelverse uit en sê, nee sien, ek het iets gelees, die Here het gesê, slaan jou 10 penne vas, so ek nog hier vir 10 jaar bly. Ek het nie vir jou dit sê die Here sê dit daar vir hom, maar ander weet sê, nee, die Here het gepraat oor die kus, so ek moet die beroep daar by die see aanvaar. Dan sê ek vir hom, nee, moenie skrif gebruik om jouself in te boelie. As die Here vir jou vrede kom gee, dan sal jy weet is goed genoeg. Maar jy sal ook weet as dit ware vrede is en eintlik iets wat ek wil hê en iets wat ek soek. Ware vrede gaan my verstand te bowe
Daar's nie meer vrae of onsekerheid of maar wat as nie. Ek weet. God het dit in my hart vasgemaak. En dis wonderlik wat die Here vir sy kinders doen. Iets wat ons nie vir ons redding beleef nie, is daardie vrede. En dis vir my net nog 'n bevestiging dat God met ons werk. Vrede wat in jou en my hart is kos. Dalk nog iemand? Dankie, Jan. Ja. Definitief. Ons kan nooit die Here beperk en sy praat net op een manier of een manier alleen nie. Die Here kan wonderbaarlik aan 'n mens verskyn, maar ek sê ook altyd die Here sal altyd primêr met deur sy woord met ons kom praat. Hebreërs 1 sê in die laaste tyd het God gekies om met ons te praat deur sy seun. Nou wie's die seun? In die begin was die woord was by God, en dan sê dit en die woord is God, vers 14, en die woord het vlees geword. So Jesus is die woord. God praat met ons primêr altyd eers deur sy woord. So as ek 'n droom kry en ek voel die Here kom lê op my hart, hoe weet ek verseker? Gaan maak dit vas in die skrif. Dan soek die Here in sy woord. Wat sê sy woord hieroor? Is dit eerstens nie sonde of verkeerd dat dit sy woord teenspreek nie? En tweedens bevestig hy dit vir my uit sy woord. So hoekom gee die Here soms vir ons dalk 'n droom of so? Om dit te bevestig. Want die Here weet ons is stof. Hy sê die gedagte dat ons stof is. Hy weet dat ons as mens is klein gelowig en ons nie altyd as hy onmiddellik sy wil openbaar dit neem. So soms is dit, hy gee vir ons skrif, ook gee vir ons 'n droom. Bevestig, iemand kom uit die bloute uit en sê, hoor jy sal nogal mooi pas daar onder in die Kaap. Nee, ek het aan bid of ek moet trek Kaap. Ek gee nou 'n rowwe voorbeeld, maar die Here kan bevestig. En 'n droom uit die raad van iemand, al hierdie dinge is bevestigings. Maar die openbaring van God se wil is altyd in sy woord eers. So al kry ek bevestigings, dan maak dit eers vas in die woord. En dan kan hierdie droom, gesprekke of wat ook al die omstandighede wees, 'n bevestiging wees. Ek weet nou verseker. Nie net omdat ek dit gelees het nie, maar omdat die Here dit kom vasmaak deur verskillende dinge in my lewe. So 'n droom definitief, maar ek sal altyd ook sê, maak dit altyd vas in die woord, moenie op 'n droom alleen. Dis 'n belangrik. Nog 'n vraag? Dankie. Wonderlik. Kom ons sluit af, kom ons buig die hoofde, dan bid ons saam. O Here, baie dankie dat alhoewel ons in 'n wêreld van boosheid en bedrog en pyn lewe, dat ons nie hoef te ondergaan hierdie dinge nie, Here, dat ons nie onderdruk hoef te word, raadloos te wees en maar soos afkophoenders rondhardloop. Dankie Here dat U in die hemel ingevaar het, U ons nie agtergelaat het alleen nie, maar U Gees gestuur het wat ons leer en lei en openbaar wat U wil is. O Here, mag ons waarlik opreg met eerlikheid, met 'n diepe begeerte na U wil kom soek in alles in ons lewens. En Here, ek dink so vanaand, dit is eintlik so 'n belangrike boodskap vanaand. Dat eintlik al ons lidmate moet hoor, almal hier in Brakpan moet hoor. En Here, ja, al is ons maar net 'n handjievol vanaand. Help ons, Here, om dit te gaan oordra aan ander. As mense wat so soekend is na raad en wysheid. Vanaand hoor ons hierdie dinge nie omdat die dominee dit sê nie, maar omdat die woord dit bevestig. En mag ons hierdie dinge gaan deel met ander. Dalk weet ons van familie of vriende wat sukkel en worstel met 'n besluit, of nie weet wat hulle moet maak. Mag ons die brug wees tussen hulle en U, dat hulle by U die waarheid en die sekerheid kan ontvang van wat die regte besluit is. Help ons, Here, om U woord te handhaaf in alles wat ons maak, sê en doen, in alle fasette van ons lewens, by die huis, by die werk, by die publiek, waar ook al ons gaan. Mag ons U verheerlik en U ook. Bid dit in Jesus naam. Amen.